Welkom by nog 'n episode van Kuier op die Rusbank met myself Bradley Jonathan en ons het vandag weer 'n dinamiese gas saam met ons hier in die studio in en hy is baie opgewonde om hierso te wees. Ons ken hom almal as Pastor Richie Skeepers. Pastor, hartlike goeie dag en welkom by Kuier op die Rusbank. Baie dankie Bradley vir die geleentheid. Man, ek is excited om hier te wees. Dit is 'n groot voorreg om saam met jou te kuier hier op die Rusbank. Pastor, dis vir my 'n groot voorreg om vandag met u hier te kan sit. Ek weet nie, ek het gedink aan wie moet ek vra en dit kom net by my op dat Pastor Richie is die regte persoon wat vandag hier moet sit. En Pastor, voor ons begin wil ek gou vir jou vra man. Wat sou jy verkies? Net so 'n icebreaker vinnig. Fietsry of stap? Ja. Ek dink stap, ja. Stap. Okay. Ek is nie so fiks nou vir fietsry nie, so ek sal stap. Okay, nee, dan die volgende ene wat ek het, dan weet ek het al klaar die antwoord. Okay. Stap of draf? Stap. Stap. Ja, die Bybel sê die ongelose hardloop maar nie met jag om nie. So kom ek stap maar. Jy sal my nie glo nie. Ek het 'n redelike paar vriende, twee van hulle wat ook draf. En hulle doen die ding ywerig man. En ek het hulle so gesê die ander dag. Toe sê ek vir hulle, ouens, die Bybel sê dan so mooi, die goddelose hardloop rond. Al jag niemand om nie. Ja, die ander een is wat ek goed wil geweet het. Jacobs koffie of cappuccino? Sjoe, hier's 'n moeilike ene. Ek is 'n fan van al twee, net nie die koffie nie. Asseblief. Of Frisco nie. Ons is soms diep uitgehaal. Ja, so as ek moet kies, sal ek cappuccino vat. Cappuccino vat, ja. Ons het nog nie een vandag nie, maar man, dis reg, is kyk reg. maar na die, ja. Volgende keer. Die volgende keer, ja. Pastoor, net om gou te begin. Pastor se 21ste verjaarsdag. Wou jy glad nie geskenke gehad het nie. Jy wou nie hê dit moet oor jou gaan nie. Maar eerder dan moet skoolskoene gekoop word vir die minder bevoorregte kinders, dies wat nie skoolskoene het nie. Wil Pastor miskien vir ons iets daaroor uitbrei? Hoekom het jy besluit dat dit nie moet oor jou gaan nie, maar oor die ander mense wat in 'n nood sit? So ja. Brits, kom ek sê ek kan nie alle krediet vat nie. My ma was 'n baie unieke persoon. En dit wat ons by haar geleer het is sy is baie vrygewig. Sy was baie generous geweest en ek sê actually hierdie idee geboorte gegee in hierdie idee en dit met my geshare en ek het gesê wow, jy weet dis iets anders as ons 21 raak dan verwag ons 'n kar of ons wag dis dan jy 'n dier geskenke en sy sê nee, kom ons maak dat elke gas wat genooi is bring skoolskoene en dit was regtig ek dink ook deurbraak vir my want dit is ook waar my ministry regtig miskien begin het. So en gewoonlik is dit mos maar as jy 21 raak, kyk jy na jouself en jy soek vir jouself goed. En ek het net met die idee gegaan want om besef ja, skoolskoene is baie belangrik. En om by hier 21 jaar is dit het ek verskillende skoene aangetrek en ek het gemak gehad. En my ma het hierdie idee aan ons gepreach en gesê kom ons kyk om skoolskoene en het baie mense skoolskoene gebring en ek het die voorreg gehad om vooruitsig skoolskoene te gaan gee. Origo waar ek my laerskool gedoen het ek 'n voorreg gehad om die skoolskoene te gee. So dis actually waar hierdie idee ontstaan het. Sjoe. Pastor, ek dink vandag se kinders sal daai gedoen het en soos vandag se kinders as 'n man kyk en hoor na hulle as hulle nou net matriek klaar maak of as hy 21 raak dan kom hulle by ek soek tog die latest iPhone en 17 mos nou op pad. Ja. Dan is dit ek soek tog die latest iPhone of ek soek tog 'n Polo en al hierdie klomp dingetjies en dit is iets waaroor ek eintlik vir u bewonder dat u hierdie ding gedoen het en nie kwaad geraak het as kind tyd dat ek nou moet my verjaarsdag moet ek aan nee man en ek haal my hoed af vir u dat Pastor ding gedoen het. Vertel vir ons 'n bietjie meer van pastoor en waar jou geloof hoe sal ek mense nou sê begin het. Ja. Maar kyk ek het in 'n geestelike huis groot geraak. My pa se oom, pastoor Skeepers, was 'n pastoor so ek met groot raak het ek baie vir hom beny, jy weet, sy karakter wie hy was. En hy het in East London of hy was in die Kaap en hy was die AGS pastoor geweest. So ek het baie na hom opgesien daai tyd. Maar ek het nooit geweet ek sal 'n pastoor raak nie. My ma vertel van my storie dat ek glo altyd
op ons agterhuis by die stoep gestaan het en gesange voorgesê het. En sy vertel ook 'n gedeelte waar ons by verjaarsdag was, actually by pastoor Skeepers se verjaarsdag in Woester was, waar ek heeltyd geamen het terwyl ek was baie klein nog. As kind. Sjoe. En toe kom daar glo 'n klomp pastore. Sy vertel agterna eers vir my. Die pastore kom en hulle lê toe hande op my en hulle amper soos en hulle anoint my vir in hierdie dinge. Maar ek is actually my hart vir die Here gegee het op die ouderdom van 16. Sure. En dit is actually waar dit begin. Ek het my hart vir die Here gegee toe ek in ESK was en dis waar my journey begin het met die Here. Ek was maar ek sal sê 'n verlore jong seun. Nie dat my ouers gedink het ek was verlore nie, maar ek was verlore. En ek sê nou dag met iemand, ek sê dat my innocence was actually my downfall geweest. Want baie mense het my nie gesuspect. Hulle het my nooit verstaan, jy gesuspect. Ek lyk dan so onskuldig. Ja. Hoe kan hierdie jong man met hierdie dinge staan? So dis waar my journey begin het en ek is maar van 2016 af Bybelskool toe. Ek het hier gewerk, daar gewerk, maar ek is actually eers 2022 ordain as 'n pastoor. So dit ding weer aan die storie van Dawid, jy weet, op 15 was hy gesalf, maar op 30 word hy eers koning. Yes. So God het redelike tyd met my gewerk voor ek eers 'n pastoor, maar kom ek eerlik vir jou, ek het nooit gedink ek sal 'n pastoor. Dit was my volgende vraag gewees. Wat het jou geïnspireer om te besluit, nee man, ek wil 'n pastoor word? Ja. Kyk, Breitse kom weer terug na my ma. Jo. Die persoon wie ek is vandag is deur my ma. Yes. Sy as daar nou iemand in my lewe was wat geglo het in my roeping, was my ma. Sure. Jy weet my ouers het actually my Bybelskool betaal vir my. Ja. So heavy het hulle geglo in my roeping. En dit is sê dat sy nie kon by my ordaining was as pastoor, jy weet, en dat sy gesterf het, maar ek het sy het so geglo, jy weet, my ma het my oral saamgenooi, verjaarsdag toe, Ja. en dan moet sy jy preek of jy sing, en ek het baie nie daarvan gehou nie, maar ek het later in dit ingegroei, en ek het ook self gesien hoe die Here my lewe gelei het ek gesien, okay, nee, daar is 'n roeping op my lewe, en dit is en ek moet dit net aanvaar, en ek is nie spyt nie, ek is regtig nie spyt nie. Ja, nee, as kind, ek luister nou so, was dit maar die challenge gevat, daai tyd. Ja. Ek sê, ag, kom ek sing maar, kom ek preek maar. Ja. En as jong man as jong man en kind, is dit maar moeilik om te sê, ja, kom ek doen dit. Ek het 'n ywer. Daar is 'n jong man wat ek beny wat altyd ja sê. Ja. Sy naam is Morgan. Pastor Ken van Ja, Morgan. Morgan Daris. Ja. Morgan sê nog nooit nee nie. En ons twee het laas week Sondag kom ry ons uit Swakop uit. En ons kom, ek sal nou nie sê jaggie, maar ons kom ry alright. Laat ons kan vinnig en Windhoek kan uitkom, want ons het ja gesê vir 'n roudiens wat ek en hy moet gaan waarneem. Twee jong manne. Ons moet die ding gaan waarneem en die man hy dryf my net. En dit is 'n ding wat ek nou van u af ook hoor en dat u die challenge gevat het. Wat is die challenges as u nou vir my kan sê, pastoor, wat jong manne vandag mee sit? Man, daar's baie. Kyk, as ek terugdink aan my as 'n jong man, jy weet, om ook hierdie roeping te aanvaar was baie challenging. Ek was baie gespot op skool. Hulle het my genoem pastoortjie. Ja. Ek onthou ook ek word tot vandag by die werk so genoem. En maar die Here kom change vir my iets. Ek lê een hand en ek complain daaroor en die Here sê vir my, but they are prophesying over your life. Yes. En die volgende dag gaan ek skool toe en ek is by Dr. Lemmer en ek preek my eerste boodskap by Dr. Lemmer met 'n assembly. En ek title that it's not over until God is over. En wat gebeur is dat die Here sê vir my, hulle prophesy oor jou lewe, so accept it net. En die oomblik toe ek dit sê, to change almal, because people don't want to speak good over you. Hulle wil nie goeie goed oor jou lewe spreek. So, en ek dink dis baie van die challenges, ons is bang ons word gereject, ons is bang ons word jy weet, weggestoot. So dis hoekom hierdie roeping vir my was baie challenging geweest om te aanvaar, want dis nie enige jong mens wat sommer hierdie, ons wil prokureurs word en ons wil miljonêers word. Maar hierdie roeping het my pa het actually gesê, pastore word nie baie gebetaal nie. En dominee kry nie baie geld nie, so jy kan nie 'n pastoor gaan raak nie. So ek dink dat die challenges vir ons as jong manne vandag is om vinnig te dink, vroumense, jy weet, om daai belonging te hê. En dis een van die goed wat ek mee gesukkel het. My identiteit het ek altyd gevind in 'n vroumens. En ek het baie gesukkel om single te wees.
Jy weet, terwyl ek in 'n verhouding is, het ek al klaar my backup plan. Asseblief, ja. En ek klaar my backup plan Ja. gehad, verstaan jy, just in case Ai, nee, die toch. dinge uitwerk nie. Maar dis die challenges, verstaan Ja. jy, want ek het my identiteit baie gekoppel aan my vriende, ek het my identiteit baie gekoppel aan my current verhouding. En ek was altyd bang om alleen te wees. Maar toe voor ek my vrou ontmoet, gaan ek op 'n jaar en 2 jaar waar ek net celibate is. Tjo. En ek ontmoet my vrou, maar ek sê jou, daai tyd discover ek iets wat ek nog nooit gediscover het nie. Sure. So kom ons moet nie bang wees om alleen te wees as jong manne nie. En bou op jouself, invest in jouself, because hoe kan iemand vir jou lief het as jy nie weet wie jy is nie? Yes, So kom ons 100%. spandeer tyd met onsself sonder dat ons onsself deur iemand anders moet leer ken. Nou wat pastor dit noem, né? Ek kyk vandag 'n video van 'n ouetjie, sy naam is Zico. En hy het op sy kar gaan geskryf hier voor by die windscreen. Sit hy die sticker op die Here se laaitjie. Sure. En baie mense kyk dit nou weer verkeerd. Kyk, dis 'n jong man wat graag die Here wil dien. Wat ook sy lewe vir die Here gegee het. En hy noem ook daai selfde ding dat ons jong manne soek vandag die liefde in die alkohol. Ja. Ons soek hom in die habliepyp. Ons soek hom in vroumense wat nie nodig is Ja. nie. En as ons by jouself begin, dan kan die ding mos. Ja, Dan kan die ja, ja. Here onsself Ja, ja, dryf ja. en sê, "Maar Bradley, dit is nie waar ek vir jou wil hê nie. Dis waar ek jou sien. Richie my seun, dit is waar ek vir jou Yes, sien." En yes. kyk vandag, waar staan pastor? Pastor, as ek ook kan terugkom, jy's 'n besigheidsman ook. Ja. So 'n tydjie terug het pastor die challenge gevat om driving school oop te Ja. maak en dit loop glad. Dit loop baie goed. Nee. Ja, dit verbaas my nog elke dag. En dit is 'n stap van geloof, Brits. As ek praat oor my besigheid, ek het as die driving school en ek die sound en dan tel ek met die Appaloosa pere. En dit was vir my challenging. Die Here gee my 'n woord 1 Tessalonisense 4 vers 11 waar Paulus skryf, hy sê lewe 'n stil lewe. En werk met jou hande. Mind your own business, sê hy. Hy Yes. sê and work with your hands so that you don't see that people from outside don't see that you're dependable on them. Yes. En ek vat toe die challenge en ek begin hierdie besighede. Ek het baie rejection gekry van geestelike leiers. Sure. Baie het van my gevra, maar jy's 'n pastoor, jy's voltyd in die besigheid. Hoe sal jy dit manage? En ek sê toe vir hulle, you know, the problem is that God wants to bless us. God wil ons seën, maar ons kan nie God se blessing Yes. manage nie. Die probleem lê ons ken nie om hoe ons tyd te manage nie. manage, ja. Ons weet nie ons blessing te manage nie. En toe ek die besigheid begin het ek vir myself gesê ek werk net tot donderdag driving school, Vrydag, Saterdag, Sondag is kerk en familietyd. Yes. En dit is 'n dissipline wat ek in my lewe Yes. toepas. Want baie kere is ons geldgierig. Weet driving school mense maak meestal as 'n geld nawekte. Hoekom? Want mense werk mos nie. So ek het hierdie challenge gevat en ek het dit ge-accept en my kerk het gegroei. My besigheid groei. Verstaan jy? Ons moet net die mindset verander. We have a Yes. poverty mindset. En wat Paulus ook sê, hy sê werk met jou hande, laat niemand sien jy's afhanklik van mense af nie. Van mense Jy af, weet die ja. kerk betaal my, maar ek kan nie huis toe skryf Ja. oor die salaris nie. En ek het 'n familie, ek het 'n gesin en ek moet iets doen met my hande en dit is wat die Here vir my gegee het en dis amazing. Jy weet, hierdie week sit ek 'n trok by. Sure. 'n C1 trok by Sure. die besigheid en dit is net wat die Here kan doen. Ek is amazed, jy weet, daar's maande wat ek nie weet waarvan ek gaan die kliënte kom nie. Dan kry ek in 1 week 10, 15 kliënte wat all of a sudden net so kom. En dit is wanneer jy die Here vertrou en saam met die Here stap en net die risk wat ek wil jong mense encourage, vat die risk man. Yes. Jy weet, ek kom nie van 'n familie wat 'n besigheid agtergrond het en my ma en my pa het 'n 9 to 5 job gehad. So daar was niemand wat my kon guide Ja, om te sê hoe moenie werk so hierdie maak goed? nie. Ja, maak so. En ek wil vir jong mense sê ek sê altyd vir my vrou, julle moet my leeghuis graf toe vat. Daar moet niks in my oor wees wat ek nie getry het nie. Yes. I would rather die trying, hoe sê die Engelse mense, than try wat is hulle sê, die trying. Maar Ja. so iets, verstaan jy? Want daar's baie van ons wat bang is om te probeer. Maar jy weet nooit wat kan gebeur as jy net daai stap vat nie. Ja, en ja. dit is wat met my gebeur het. Ek het die stap gevat en arme is 'n driving school doen baie goed. Ek is bly en my ouetjie, my ouetjie, die bloedfyntjie is my suster se ouetjie, hulle het hy ding. No risk, no reward. Yes, Jy sal nie yes, weet nie. yes. Kan ek in die dinge gaan? My broer het sy eie sound company. Ja.
En dit is maar ups and downs. Yes, En pastor is self yes, in die sound yes, bedryf. yeah. Dis maar ups and downs. Jy kry vandag kry jy 'n groot gig Ja. en môre kry jy weer niksie. So en ek is bly dat u hierdie stap gevat het. En ek like daai skrif wat hy genoem het, want hy skrif was hier gepreek by ons en hy was in die Engels in genoem, Ja. net soos hy is, hy 3 woorde, Ja. mind your business. Yes, yes. Mind your business. Moenie los die ander mense se goed. Jy moenie En- rondkyk nie. Yes, Ek het my yes. baie gekompel altyd met name drive. Nee, Want dis nee. was 'n groot besigheid. Yes, Verstaan yes. jy, maar ek moes my toe maar net my fokus hou. Dit is wat die Here vir my gesê het. Dis die visie en hardloop net met dit saam. Die trokkie wat nou bykom. Ja. Ek weet nie of ek reg gesien het daar by my werk. Ek het 'n skeepers daar gesien. Ek weet nie of jy is die pastoor. Ja, man, dis die Jackie is 'n Toyota. Oh, Ja, okay. ek was van plan ja, dit was deel van die proses. As ek kom ek die naam daar gesien het. Pastor, hoe help jy mense om in die geloof vas te hou wanneer dit moeilik gaan vir daai persoon, moeilik raak vir daai persoon? Wat is die boodskap vir iemand wat daai tyd sê, "Yes, man, maar ek wil nie meer die ding hê nie, man. Ek wil nie meer by die Here wees nie. Ek wil nie meer vashou aan die Here nie. Ek bid maar my gebede gaan teen die dak vas. Ja. Daar gebeur niks nie. Hoe help jy so iemand?" Ja, maar is 'n baie goeie vraag, Bradley. Ek dink die as wat was persoonlik vir my, ek hou van my eie lewe afshare. Yes. Jy weet hoe ek deur difficult times gegaan het en ek praat altyd gereeld oor my ma se sterfte en dat ek nie dieselfde persoon is. Jy weet baie mense kyk my snaaks aan as ek sê ek eer die Here vir die sterfte van my ma, want hulle vra hoe kan jy so iets doen? Maar Ja. ek bid anderster. Ek praat anderster. Ek doen dinge anderster. Hoekom? Want ek besef nou wie die Here is wanneer ons deur 'n moeilike tyd gaan. En baie kere wil ons opgee. Ek sê gister vir iemand dat ek sien nou die results van dinge wat ek soeker 10 jaar terug voorgeput het. En imagine as ek my rug op die Here gedraai het Sure. daai tyd. Yes. So faith is not the absence of storms. Ons kan nie sê ons het geloof, maar ons kan nie testify nie. Yes. Ek sê die ding in die kerk, ek sê a faith that faith that is not tested cannot be trusted. Ja. So ons moet toelaat dat ons geloof getoets raak. En dis deur hierdie toetse van ons geloof wat ons leer werklik wie die Here is. Jy weet, ek sê altyd vir die mense dat as God jou deur iets vat, dan het jy 'n reference point wanneer jy weer deur 'n moeilike tyd gaan. Maar ek onthou 10 jaar of 5 jaar gelede het ek ook deur 'n situasie gegaan en die Here het deurgekom. So hoekom sal die Here dit nie weer vir jou doen nie? Weer deurkom, En dit is ja. daai getuienis. Dis hoekom die Bybel sê we overcome by the word of our testimony and the blood of the lamb. So vars getuie en God wil vir jou getuie gee. Yes. So endure dit en veral vir jong mense, ons gee te vinnig op die Here. Die Here kry nie kans om homself te bewys nie. Yes. En hy wil hom graag bewys, maar hy wag vir jou en my om net getrou te bly. En dit is nie altyd moonshine and roses nie. Sure. Ja, Jy is weet, waar. en ek dink dit is 'n evangelie wat ons moet regmaak. Ja, die Here sal vir ons alles gee. Maar dit kom nie sommer net vandag nie. Yes. Ons moet 'n bietjie deur die toets gaan. Ons moet pas laat ding my so aan myself. Ek het 2022 as ek nie verkeerd is nie. Het ek myself gesê wanneer die Here my 'n werk gee. Hierdie meisie wat ek nou sien. Nee. Nee, ek wil met die goose trou. Ek wil met die goose Moet vasmaak, trou. ja. Ek moet vasmaak, ja. En ek het elke Sondag aand sê ek vir my maale, ek begin werk môre. Maar Sure, ek weet nie sure, waar begin sure. werk ek nie. Kom aan. En ek het myself gesê, maar ek glo dit. Kyk, is mos maar soos 'n ou wat lieg, hy gaan glo homself. Ja, later. ja. So ek het myself gesê, ek begin werk môre en ek het my ouers Sure. gesê en ek het vir my vrou, daai tyd my meisie mos nog gesê, ek begin werk. En ek het nooit geweet dat dit wat ek spreek het ek eintlik tot in werking ingespreek het. Sure. En totdat MNZ uitreik na my. Jo, come on. Sonder 'n kwalifikasie, Favor. sonder enige iets. Ah. Ryk MNZ uit na my en hulle vra vir my, luister, ander jaar het ons met jou gepraat. Stel jy belang om te werk? sure. Sê ek, as ek nou vanaand nog Het jy die kan aansoek begin. gedoen nie, Ek ja? het niks aansoek gedoen. Jo. As ek vanaand nog kan begin werk, dan doen ek dit. En hy sê my baas gee toe vir my die offer daai tyd en hy sê vir my dit is wat ons vir jou kan aanbied. Ek kyk die ding, ek sê, Here, maar ek het mos nie die geld nie. Ek het mos nie dit Dit nie. sal wees soos 'n droom as Soos 'n die Here droom, jou as die lot Here jou lot verander. verander, ja.
En ek sê toe vir hom, nee nou, mind you, hy bring daai offer tot by my pa se huis. Jo. Hy bring hom tot by my pa se huis en hy gee dit vir my en hy sê ek sê toe vir hom, nou wag kom ek gaan kyk gou, dat teken ek klaar, dan gee ek. Hy sê vir my nee, gaan rustig deur dit. Jo. En hy gee dit vir my en ek gaan kyk, ek gaan lees daardeur en ek bel toe vir hom, die volgende dag sê ek vir hom, ja, ek is gereed, ek het klaar geteken, kan ek dit maar vir jou terugbring. Hy sê vir my, nee, is reg, bring hom vir my terug. En dit vat 'n tyd en die man kom net nie terug na my toe nie. Ek wonder, Here, nou wat nou? Ja, wat gaan aan? Ek weet nou nie wat het nou gebeur nie, nou kry ek nou nie meer die werk nie of wat. En so toe kry ek die werk. Ek kom nog as die eerste dag by my werk aan en ek gaan sê, luister nee, ek soek vir die man. En dan kan ons die diamond wat ek soek. Ek gaan sê toe nee, ek kom nou vir die man se pos. Ek sê vir die bestuurder, luister, ek kom vir jou pos. En ek is die mekaar. Ek moes gekom het vir die ander ou se pos. Ek sê vir hom, ja, maar ek is hierso vir hierdie man se pos. Ek soek vir Xavier, ek is hier vir Xavier se pos. Xavier sê, jy soek aan nou my pos. Ek is die bestuurder hierso. Ek sê nee, sorry toch. Maar dit is die ding, ons moet geloof, ons geloof moet ons so hê dat ons kan self moet ons glo. Dat die Here kan die ding vir my doen, man. Die Here sal dit vir my doen. As jong man, as jong getroude man, ek en u nou, is dit maar moeilik soms en geselskappe, in watter geselskappe sal pastor verkies om te sit. Ek weet dat ons is maar jong manne en ons lyk so 'n bietjie ligsinnig wees. Dit is nodig sommige kere. Die Bybel sê as 'n tyd vir alles. Maar in watter geselskappe lyk pastor om te sit? Man, veral as dit kom by die getroude mense, sal ek graag sien ek hou daarvan om tussen mense wat baie lank getroud is te sit. En te luister, verstaan jy, want dit is challenging. Jy weet self, jy weet dit is die honeymoon is net vir daai aand. En daar kom jy regte goede uit, verstaan jy, maar om aan daai geselskappe te kom en om te hoor hoe hulle die challenges gewerk, veral finansiële challenges, jy weet hoe hulle mekaar gevind en hoe is dit moontlik dat hulle so lank saam bly? Brett, as jy kyk na die divorce rate. Ek kan miskien op my hand tel van vriende van my wat sy huwelike nie eers 'n jaar gehou het nie. Jy weet en ek vra vir myself, maar hoe kry iemand dit reg om 50 jaar getroud te bly? 30 jaar getroud. Wat is die geheim? Verstaan jy? En dis die goed wat ek soek vir in geselskappe, goed wat my kan motiveer en vir my ook, jy weet, encourage om nie net my rug wil te draai. Is maklik om divorce. Ja. Maar is moeilik om getroud te bly. Maar dat is ook 'n blessing om getroud te bly. Om getroud te wees. Ja, vir myself ook die tyd toe ek net trou en ek het net vriende gehad wat net ongetroud is. Dit was baie moeilik geweest en op 'n einde van die dag ek is nog altyd ene wat ek is 'n baie jolly persoon, 'n hyped up persoon. Ek hou van kuier en dan sê my vrou, nee, maar gaan lei net vir my by die huis af, dan kom kuier jy verder. Maar dis nie regtig wat ek wil hê nie. Want ek weet as ek nou kom kuier, nie dat ek sal oorboord gaan nie, maar ek weet ook ek kan nie nou huis toe nie. Dan moet die vrou vir my leen wag. Dan moet sy vir my leen wag. En is maar moeilik as jong man en ek sou eintlik ook vandag vir 'n jong man wil sê dat is beter om vir jou dit is nie te sê jy moet jou vriende afskryf, maar minimize dit wat jy met daai ongetroude het, manne wat nou in huwelike wil stap of nou ingestap het. Minimize daai vriendskap wat jy gehad het met hierdie ongetroude mense, want op die einde van die dag is jou vriend se mindset nog nie soos jou nie. Ja, en die advies wat hy vir jou sal gee. Dis dan hy sal vir jou sê skei net man. 'n ongetroude persoon kan vir jou sê, weet jy wat, julle is nog nie 'n jaar saam nie. Dis maklik. Stap by die ding uit man. Stap by die ding. En jy weet dit nou so maklik gemaak. Yes. En waar ons kan kyk na my ouers self was al oor die 30 jaar getroud en daar's 'n resepteboek vir dit. Daar's 'n resepteboek wat vir my huwelik werk jou weer hierdie verpaste se huwelik. En elkeen moet maar probeer. Kyk maar na jou geselskappe wat jy insit. Is niks om bietjie te lag en bietjie ligsinnig te wees. En ons moet net weet ook wat deel jy
met daai persoon. Yes. Daai mense hoef nie jou huwelik te Yes, weet nie. yes. Hulle hoef nie te weet van dit nie. En môre groet hulle nie vir Lazani, dat kan vir Lazani verstaan nie, want jy het ge-overshare. Ek het- ja, ek- jy het ge-overshare daarso. Dit Of is wat hulle so. second hand offense sommer daar vir jou part. Ja, en dis wat ek ook gesê het, ja, moenie jou huwelik share met die mense nie. Gaan maar liewers in jou kamer en sê maar vir die Here, Ja. Here, hierdie vrou wat jy my gegee het, ek weet nie meer, Here. Ek kom terugvat. En die simpele vraag wat ek altyd vir jong manne is, kan jy die geloof van jou vriende vertrou? Of kan jy op die geloof van jou vriende staat maak? Yes. En as daai antwoord nee is, dan moet jy weet, jy moet vir jou nuwe vriende kry. Ja, ons is nou weer terug. Moenie gaan nie. Sit net daar waar jy is. Ons gaan gou vinnig op 'n break en ons kuier lekker saam met Pastor Richie Skeepers nog steeds na die break. Kry vir jou 'n koffietjie en roep solank die mense wat nog nie hierdie program al gekom kyk het nie. Kom skakel nou weer in. Baie dankie. Yes, ons is terug. En dankie dat u so geduldig was. Ons kuier nog steeds saam met Pastor Richie Skeepers, 'n jong man wat jong getrou het, wat ons geleer het, nou vertel het van wat sy invloed was, waar hy vandag staan en hoe hy gekom het dit wat hy vandag al bereik het. Pastor, wat sou u sê miskien vir 'n jong man wat in jou voetspore in wil volg? Wat miskien nou sê, "Yes, maar ek beny vandag wat hy pastoor daar sou sê hy het 'n besigheid, hy's die pastoor in die kerk Ja. en wat sou jy vir so iemand sê?" Brad, dis 'n baie goeie vraag. Ek sal graag vir jou net wil sê, wees jouself.
Jy weet ek het baie gesukkel met die spirit of comparison. Ek nog elke dag deel ek met dit is want ek kyk altyd groot kerke. Yes. En dan sê ek vir myself, joh, wat doen ek verkeerd, jy weet, of dien ek 'n ander Here of is ek nie reg gered nie. Maar een van die dinge wat die Here een vir my sê is die Here sê vir my, you are not called for a big crowd, Yes. but you're called to make a big impact. So. En dit het baie van my geshift, was dan jy, want ek het baie my kerk gecompare met ander kerke. Ek het baie my preke gecompare met ander preke. Ek preek nie soos Steven Furtick of ek preek nie soos Mike Totti of ek preek nie soos TD Jakes. Yes. So ek het baie met hy gestruggle. So moenie jouself compare met ander mense nie. Jou journey is unique. Jo. En God het nie jou kopie gemaak nie. Yes. God het 'n original geskape. So ek gaan nie 'n kopie sterwe nie. En ek mag nie mag ek iemand se cup of tea wees. Ek is alright met dit, verstaan jy? En dis ook die goeie wat ek ook vir myself gesê het. Mense gaan nie van my hou nie. Paar mense gaan nie van my hou nie. Ek mag nie miskien nie reg preek vir sulke mense, maar is alright. So as long as I'm original. Solank ek is Yes. en ek is wie God my geroep het, ek moet wees. So wees jouself, vind wie jy is. En dan hardloop jy met dit. Maak nie Yes. saak wat nie. En moenie bang wees om risks te vat nie. Yes. Moenie bang wees. Ek sê vir my vrou met die koop van die lorry en al hierdie goed, sal ons uitkom, jy weet, sal ons dit doen. En my vrou sê vir my man, jy dan 2 jaar gelede hierdie besigheid begin en kyk waar staan jy. In die 2 jaar het jy 3 karre, 2 manuals en 'n automatic. So hoekom is jy bang? Yes. Jy sê vir ek is maar net die man. Verstaan jy, as 'n man is jy 'n vrou wat jy moet versorg, jy het 'n kind wat jy moet versorg. So vat die risk. Jy weet nooit wat daar kan uitkom. So wees jouself, vat die risk en kry jouself met die regte mense. Ja, baie Surround yourself with the right people. Wat vir jou encourage, wat in jou drome glo. Maak nie saak hoe crazy dit is nie. Wat jou support. Because no man is an island. Jy kan nie net op jou eie groei nie. Jy kan nie op jou eie net wil vorentoe gaan nie. Jy het die regte mense nodig. En so ek sal sê, wees jouself, vat die risk en surround yourself met die regte mense. As jy besigheid wil begin, wie is jou mense wat rondom jou is? Is daar besigheidsmense wat jy kan na toe gaan, wat jy kan na gaan advies, wat jou mentors, kry 'n mentor. Jy weet, Brits, ek het baie jare gestruggle met pornography. So. En ek het baie gebid, gevas, ewen toe ek tot 'n bekering gekom het. Maar die deurbraak vir my het gekom toe ek 'n mentor kry. So. En weet jy wat my mentor vir my gesê het? Jy bel my nie na jy die daad gedoen het. Ja. Jy bel my in die heat van die moment. En ek sê vir jou toe ek dit doen, ek was Bybelskool toe, ek het nog op Bybelskool met dit gestruggle. Omdat ek was exposed in graad 4. Ek het onskuldig net 'n boek gekyk. Jy weet hoe ons jong manne is, 'n boek gekyk en met waar vroumense wat die bekleed was en dit het my gehoek. So. Ek het gesukkel van graad 4 af totdat ek, jy weet, in tot by Bybelskool was. En ek begin dit doen as ek, jy weet, as hy urge kom, hy last kom, dan bel ek vir hom, dan bid hy vir my oor die foon. En jy weet wat het toe ek het so normaal baie kere nog doen, het ek nie nodig om hom te bel nie. Want die oomblik as ek die foon optel, dan gaan die urge weg. So die mentor is belangrik. Wie mentor jou? En die man mentor my tot nog vandag toe, alhoewel hy in Suid-Afrika sit. Maar dit is belangrik dat jy 'n mentor moet hê om jou te guide deur die challenges van die lewe. Baie belangrik. Pastor, ek sê ding ook nou aan dit dat jy alleen kan nie net 'n pad wil stap Ja. nie. Iemand het 'n driving school, pastor begin 'n driving school. Nou, hoekom dan nie raad kry Yes. by daai persoon Yes. wat deur die beginstadium al Ja. reeds was. Ja. En ek dink ook aan 'n tyd wat my broer ook hierdie sound company begin het, waar hy ook gebesluit het, weet wat, ek adverteer vandag die hele sound. Ja. Dan verkoop dit alles. En hy is maar 'n man wat kan sy temperatuur styg nou baie gou. En hy is ook 'n man wat ek beny. Hy het deur die ding gegaan en as maar daar wat ek maak vir hom gestel het, dan aanvaar hy maar 'n gig wat ook maar peanuts. Is unpaid, ja, dis unpaid. Nou vat hy maar nou net die ding, hoekom? Om sy besigheid daar op te kan sit. Dis dieselfde met my Afrikaanse songs wat ek skryf en sing. En sommige kere het ek het al 'n video gemaak daaroor en gesê, betaal iemand vir wat hy werd is. Baie mense wil mense net sê, soek toch afslag, man. Kan jy nie afkom, maar jy sien ook nie my effort wat ek maak. En baie keer het dit ook al gevoel, ek wil ook maar die ding los. Maar nee,
ek is al SMS van mense en gesê, joh, Bradley, jy inspireer my regtig met dit wat jy doen. Ja. En het is baie belangrik om iemand te hê wat hierdie ding kan, hierdie pad saam met jou kan stap. Pastor, as jy nie 'n predikant sou gewees het nie, wat sou jy graag wou wees in die Ja, lewe? ek sal sê my childhood dream was nog altyd om 'n advokaat te word. Advokaat of 'n prokureur. Nie avocado nie. Nee, avocado nie. Nee. Advokaat, ja. Ek is baie geïnteresseerd. Ek het die fish rod het ek gevolg. Ek volg nou die oil rod. Ek het Jocelyn se court case. Daar's baie court cases, die Omotoso court case en ek like om te luister, verstaan jy, hoe die ouens approach. So dit was nog altyd my droom geweest om 'n prokureur of 'n advokaat te raak, sodat ons wanneer ek luister om sake te na die sake en hoe hulle die sake redeneer. Ja. Ja. Dit is nogals nice. Dit was een van my drome geweest. Dat ek graag wil in die hof gaan staan. Ek wil 'n prokureur wees. Yes. Ek wil mense help en tot vandag toe is ek daai persoon. Ek wil mense help. Ja. My vrou weet nou die aan was ek uitgeroep. Hy was so 9:30. Toe bel een ouetjie en hy sê nou hy het nou hierdie situasie en ek bel onmiddellik my broer en ek bel nog 'n ander vriend en ek sê ouens kom ons gaan 'n tent gooi hierdie ding. En sy weet dit is wie ek is. Ek staan uit die bed uit. Ek sal uit my kooi nou opstaan. Dan gaan help ek iemand. Maar ja, die Here het my dit so bestuur dat ek maar nie daarop geëindig het. Maar ek sê ek is nog steeds 'n prokureur. Ek redeneer mense uit die duiwel se kloue uit nou. Ek preek nou dat hulle kan vrykom. Ja. Pastor, baie dankie dat u vandag saam met ons kom gekuier het. Dit was 'n eer om u hier op die rusbank te hê. Ons het lekker gesels. Ek hoop daar's 'n jong man en 'n jong dame wat vandag kon geleer het uit u lewe uit die geloofstappe wat u gevat het om hierdie besighede te begin, om as pastoor die pastoorskap ook nog aan te vat. Dit is nie maklik nie. My pa sê so baie van my dat ek is die volgende pastoor van hierdie kerk en ek is ten strydig teen die ding, maar ek weet jy as die Here dit so bestuur, dan bestuur die Here dit so. Maar weer eens baie dankie dat u hier was vandag. Enige laaste woorde wat u het vir 'n jong dame, 'n jong man daar buitekant wat graag wil die Here in hulle lewe aanneem, wat graag wil in besigheid en beweeg. Ja. Brits, ek wil eers by jou begin. Baie dankie jong man. Vir hierdie geleentheid en ook hierdie visie wat jy het. En ek bid dat die Here regtig vir jou sal seën. Dankie. Want jy weet, het is challenging om hierdie goed te begin. Sure. Maar ek bid dat jy consistent sal bly. Jy weet, ons mense, ons lack consistency. En dis hoekom ons jong mense so verlore gaan van die kerk is ook nie consistent nie. Jy weet, jou vriende is nie consistent nie. Jou familie is nie consistency, so ons lack consistency. En ek bid dat jy regtig consistent sal bly. Maak nie saak wie jou wat sê nie. Maak nie saak hoeveel challenges jy gaan kry, wat die mense gaan sê nie. Ons is nie daar om mense te please nie. Dis 'n visie wat die Here op jou hart gelê het en ek bid dat jy regtig volhard met hierdie ding saam en dit sal groot. Dit sal 'n Jonathan en Koortjies raak eendag. Dankie pastor. Ja nee, dit was nie maklik nie. Ek onthou die eerste episode toe ons moes begin. Ek lê in slaap daai middagtyd en die duiwel kom en die duiwel sê vir my stel hom uit na volgende naweek toe. En as ek nie daai naweek begin het, sou ek miskien nooit begin het. Ja. En dit was moeilik vir my geweest want ek is wel iemand wat outspoken is. Ek kan nou praat en so en ek kan voor 'n kamera sit. Maar daai dag het dit vir my ek weet nie, is dit die senuwees wat my gevat het en ek het nie geweet hoe begin ek en waar begin ek. En as ek moet teruggaan en gaan kyk na die episode, het ek goed begin. En hy was die Here wat my die krag gegee het. Maar baie dankie pastor, dankie dat u in my glo en dankie dat u hierdie mooi woorde gespreek het oor kuier op die rusbank. Kuier op die rusbank is nie my idee nie. Dit was 'n idee van my broer. En hy is die man agter die skerm. Hy is die man wat hierdie hele orkestreer. Hierdie banke wat hier so sit, die ligte wat hier is. Hy is die man wat dit alles doen. So ja, applous aan hom ook vandag. Bizas Audio. Ja, pastor. Dankie. Enige laaste woorde? Seën vir jou en jou vroutjie en vir Brendan ook. En nou wil ek vir die gemeenskap sê, Windhoek sê, Rehoboth sê, jong mense sê, kom ons kom na die Here toe. Dit sal my boodskap wees. Was soveel wat die Here vir ons in store het. Die Bybel sê we are blessed with every spiritual blessing in the heavenlies. Jy weet, en die Here wil hy seën uit ons uitstort. Maar ons moet dit ek lê vanmiddag en die Here sê vir my in Afrikaans so mooi. Hy sê I cannot God kan nie seën waar daar geen
verbond is nie. Yes. Ek weet nie of dit 'n woord is vir my wat die Here Ja. vir my gee nie, Ja. maar ek hoor hierdie stem wat sê God kan nie seën as daar nie 'n verbond is nie. Sure. En as jy regtig lees deur die Bybel, God het altyd 'n verbond met iemand gesluit. In Engels sal hulle sê 'n covenant. Yes. And he's a God that keeps his covenant and it's covenantal blessings. Yes. So kom ons kom in verbond met die Here. En dan sal jy sien hoe die seëninge op jou lewe sal uitstort, want as jy daai verbond gesluit het, dan het hy verbond geen ander manier om daai blessings te manifesteer nie. Yes. Die blessings wat op Abraham gerus is ook my blessings. Die blessings wat op Jesus gerus is ook my blessings, Yes. want ek is in die nuwe covenant. So ek wil vir hulle encourage, kom ons kom na die Here toe, sluit verbond met die Here sodat jy daai seëninge van die Here kan begin ervaar in jou lewe. Baie dankie pastoor. Nou ons het gekuier met Pastor Richie Skeepers en ek sê baie dankie aan hom. Baie dankie pastoor vir jou tyd. Baie dankie aan elkeen wat ingeskakel het en dan wil ek ook 'n spesiale dank wil ek gee aan ons sponsors, ons borge. Ek gaan nou nie hulle almal opnoem nie, maar ek wil vir u sê baie dankie dat u dit moontlik maak dat ons vandag hier kan sit op hierdie rusbank en kan gesels en 'n boodskap daar buite kan uitkry aan ons gemeenskap. Baie dankie, tot 'n volgende keer.